And this heaven that I was brought to, I had completely misunderstood it. Heaven was nothing like I thought, nothing like I was taught of. And this person that I was brought before, the center of the city, was beyond words, beyond any picture or show or thing that I had ever seen on the earth. And so, if you don't mind, I want to tell people exactly what happened. So I exited my body. I remember seeing John Michael holding my rigid body in his arms. He held it up. He was praying over me. And as much as I saw him, I actually saw the spiritual world. I saw his prayers. Prayers are literally their own beings. Not like some weird being. Like, our words are the containers of our life. Die geestelike arrogansie of die geestelike hoogmoed wat jy moet hê om te kan sê, weet jy wat, ek kry hierdie nuwe openbaring en dat God vir my advies vra en ek sal vir hom goeie advies teruggee. Wat so? Normie, ons is uiteindelik weer terug. Dit was nou 'n hele paar weke wat ons nie by mekaar kon uitkom nie. Allerhande dinge van die lewe gebeur. Dit was inteendeel so lang rukkie dat toe ek hier gestop het, toe dink ek is 'n Jehovah's Witness. Ja, exactly. Veral met daai uitrusting wat jy daar aan het vanaand. Jy lyk hier 100% soos 'n Jehovah's Witness. Ek het al begin reg gedink soos wat se verse gaan ek gebruik om hierdie ou te refute wat hier voor my voor my deur staan. Maar ons gaan vanaand 'n bietjie praat oor hemelse toeriste. Dit is dalk die ding wat ons is die beste manier om dit te beskryf. Nou maar, vertel jy gou vir ons 'n bietjie, wat sal jy sê is 'n hemelse toerist? Laat almal mooi verstaan waarvan ons vanaand praat. Sê 'n hemelse toerist is nou natuurlik hierdie mense wat as ek nou 'n broader term kan gebruik, mense wat nou die hemel al in was. Mense wat gesien het hoe die hemel nou al gelyk het, goedjies gesien het en dan het hulle ewe skielik weer lewendig geword en dan vertel hulle nou hierdie stories van wat hulle gesien het in die hemel, hoe Jesus lyk of hoe die hemel lyk. Jy kry natuurlik ook die mense wat nie net in die hemel was nie, maar jy kry mense wat in die hel was en ewe skielik weer teruggekom het aarde toe en ons sal hulle nou die hemeltoeriste of die heltoeriste noem wat daar was en nou ewe skielik terug. Dit's wat ek dit sal. Ja. En ek dink een van die groot redes hoekom ons hierdie doen, onlangs was daar 'n ou, ek weet of jy is seker bekend met hom. Hy het 'n boek nou geskryf, 18 Days in Heaven. Is daai Gabe, Portroy of so iets is sy naam. So hy het baie aandag gekry nou onlangs en hy was op 'n hele paar ouens se podcast. Hy was ook op Justin Peters hulle se podcast. So Justin Peters hulle se YouTube kanaal. So ek sal vir mense aanmoedig, as julle presies wil weet waarvan ons praat, het Justin Peters hulle hom actually aangevat op die podcast en sekere van die goeders wat hy gesê het uitgewys en half hom draai aan om te sê, luister, hier op een plek sê jy hierdie is wat in die hemel aangaan en hier op 'n ander plek sê jy ander tipe goeder. So ek weet jy daai video gekyk. Ja, ek het gesien hulle hy en Jim Osman was die ouetjies wat vir Gabe hulle het hom nie aangevat nie. Hulle het hom regtig eintlik net ondervraag, as ek dit nou so stel. Kom ons hoor jou storie. En hulle het goeders genoem en dan sit hulle nou die ander onderhoude wat Gabe by was. Dit stem nie ooreen met wat met hulle gedeel was nie en die stories raak het al erger. Dit stem nie ooreen met mekaar nie. So ja. En net op jou eerste gevoel, ek weet jy het die hele YouTube episode gekyk. Okay. Maar soos jou gevoel, die groot ding vir my is as jy net sien hoe hy met hulle praat, jy weet sy hele houding, die hele manier wat hy homself vorentoe bring dis baie moeilik vir my om hom ernstig op te neem, as ek so kan sê. Soos die manier wat hy oor hulle sal praat. Soos eerstens, dit is Justin Peters program, en ek bedoel, hy het nie net 1 of 2 keer nie, dan sal Justin Peters daar iets van hom terug sê, en dan praat hy net boor hom, of hy begin met sy eie ding, en hy het hierdie verskriklike lang, uitgerekte verskonings wat ek half wil sê wat hy gee, en is vir my dadelik net 'n bewys van hoe ernstig kan ek iemand opvat as hy so iets oorverduidelik. Verstaan jy? Dan sê dit half klaar, jy verstaan nie mooi presies waar jy van praat nie. Veral as jy 'n leuen vertel. As jy 'n leuen vertel, dan moet jy heeltyd goeters bylas en meer daarvan sê sodat dit beter klink. Verstaan jy? As jy die waarheid vertel, dan sê jy dit net en is oor en is verby en ek het hierdie gesien in die hemel en is klaar. Maar hy het so half, wil ek amper sê, so over-explaining manier hoe hy die goeters verduidelik en dit is klaar vir my net 'n rooi lig om vanaf af te skop. Ja, ek dink dis 'n
manier hoe hy geleer is en ek moet dit nou seker net eenvoudig sê, hy kom uit Kenneth Copeland, hulle se kringe uit. Ja. Hy het by Kenneth Copeland se ek sal nie sê is 'n teologiese skool nie. Dis alles behalwe dit, maar hy kom van daai ministries af. Ja. En hy het sy opleiding daar gekry en in hierdie onlangse enetjie wat hy gedoen het, het hy nogals redelik prys gegee vir Jesse Duplantis wat ook kampstig vir Jesus gesien het. Nou ek weet nie wie van ons kykers ken Jesse Duplantis se video's wat hy nou al genoem het met hoe hy ook in die hemel was nie. Hy het met 'n kabelkar in die hemel gekom en daar's natuurlik ook 'n gedeelte in hierdie getuienis wat hy nou gee, wat hy vertel het dat die Here het hom geraadpleeg, by hom advies gehoor. Ja. En dan dink jy net soos, die geestelike arrogansie of die geestelike hoogmoed wat jy moet hê om te kan sê, weet jy wat, ek kry hierdie nuwe openbaring en dat God vir my advies vra en ek sal vir hom goeie advies teruggee. Dit is nogals erg. En die groot ding is, ek weet, wat dink jy is die ouens se motivering agter hierdie hele ding? Verstaan, hoekom voel hulle dis nodig om byvoorbeeld te sê ek was in die hemel? Ek dink is 'n halfe tipe New Age beweging, as ek nou kan dit so verduidelik, is in ons leeftyd vandag, en ek bedoel dit nie met almal nie, maar sekere mense is besorgd oor die skrif, maar die meerderheid, want ons moet onthou die skrif sê dat in die laaste dae gaan baie afvallig raak van die geloof. So ek dink hierdie is 'n New Age beweging van die mense is nie meer tevrede met net konservatiewe prediking nie. Hulle is nie meer tevrede met net die skrif nie. Hulle soek nuwe sensasie, hulle soek goeders wat nou bietjie die oorstreel, soos ek hoor die boodskappe, maar ek wil graag meer hoor oor wat het jy gesien in die hemel. Ek soek 'n nuwe openbaring, ek soek iets nuuts. Ek dink dit is gedrewe en die mense wat presteer in dit, soos hierdie Gabe en ander mense wat ook nou al in die hemel was, is hulle maak geld uit dit uit. Dus absoluut die geld praat in dit en mense wat hierdie nuwe sensasie soek, sal definitief daai boeke koop en hulle sal daarna toe lok. En ek dink is ook, dit is hoekom ons so ernstig op hierdie kanaal teen goeie soos die charismatiese beweging praat, want soos wat jy self sal sien, is net ouens uit charismatiese kringe wat hierdie tipe belewennisse het, want die charismatiese wêreld het 'n smagting na die volgende, beter, groter experience wat hulle kan kry. Verstaan, dis 100% die fokus agter die, presies soos jy sê, dis asof die skrif nie alleen goed genoeg is nie. Verstaan jy, dit is nie genoeg om te sien wat die skrif sê oor die hemel, wat die skrif sê oor die hel. Ons kort 'n extra revelation. Ons kort iemand om iets wat buite die Bybel is vir ons te gee en dan maak dit nou spesiaal. Dan maak dit nou iemand of iets wat ons kan volg. En soos jy sê, ek wil hierdie ouens raak multimiljonêers. Hulle bekend, hierdie ou het nou bekend geraak oor dit. Verstaan, hy was op Justin Peters se program, hy's op baie ander ouens se program. Ek sien elke tweede dag is daar 'n nuwe ou wat 'n podcast saam met hom hou. En dis net vir interessant dat as dit regtig is dat mense hemel toe gaan, hoekom is daar soos nie een ou byvoorbeeld in ons kringe, jy weet, in die gereformeerde kant, die gereformeerde kant en die baptiste kant en ouens wat die woord van God ernstig vat en sola scriptura onderhou, die feit dat dit skrif alleen wat ons autoriteit is, soos hoekom gebeur dit nooit dat so iemand in die hemel is, of selfs 'n ongelowige. Verstaan jy, dit kan ons nou wees dat 'n ongelowige ook in die hemel is, maar kom ek vra vir jou so, dink jy iemand soos, ons kan praat oor Gabe nou, want hy is nou die mees onlangs, maar dink jy ou soos dit, het regtig iets gesien? Dink jy dit kan wees dat hierdie ook dalk miskien soos 'n hallusinasie of iets is? Want net vir mense as hulle nie weet, Gabe se storie is, hy was in 'n skateboarding ongeluk en hy was letterlik in akoma vir 18 dae. En hy sê tydens hierdie akoma tyd was hy in die hemel. So ons weet hy was in akoma. Verstaan jy, soos dit is nie iets wat enigiemand sê is onwaar nie. Die vraag is, wat het hy nou gesien gedurende hierdie tyd? Ja, ek dink dis seker die vraag wat baie mense sal vra, het hy dit dan nou regtig gesien? En ek dink as mense gaan kyk en daar's baie navorsing gedoen oor dit, is dat wanneer mense naby 'n dood, 'n near-death experience ondervind het hulle iets gesien. Maar dis nie noodwendig te sê dat dit het jy was daar gewees nie. Ja. Verstaan, soos ek het al partykeer wakker geword en ek het gedink ek was by die werk
En toe sê ek, maar ek is nog eintlik by die huis. Dis nou net so 'n voorbeeld. Dis nie te sê ek was by die werk, ek was eintlik by die huis. Nou sulke mense kan sekere goeders ondervind. Dit het dalk vir hom 'n werklikheid gevoel, maar dit is nie te sê dit was 'n werklikheid nie. Hy kan dalk sê ek was in die hemel gewees, maar hy was daar, hy was nie dood nie. En dis die probleem. Wanneer jy sê jy was in 'n koma, ek meen hy was nie dood nie. Hy was in 'n koma gewees. Die skrif leer vir ons natuurlik dat in Hebreërs dat mense is bestem om eenmaal te lewe en te sterwe en daarna die oordeel. Ja. Die enigste persoon wie ek weet wat hemel toe en terug was Paulus. En hy was baie spesifiek en hy het nie veel uitgebrei daaroor nie. Hy was in die 3de hemel in. Ja. Ek meen hy het baie om oor trots te wees, maar hy het nie eers daaroor uitgebrei nie. Ja. Hy het reeds gesê hy mag nie iets sê daaroor. Ja, presies. Dit is wat 2 Korintiërs 12 dink Ja. ek wat daarvan praat. Hy het nie veel uitgebrei nie. Nou die rede hoekom ons hierdie mense wat vandag kom om hierdie boodskappe te verkondig deur te sê soos ek was in die hemel of ek was in die hel, want ons beskou dit nie as kanoniek nie. Ons beskou dit nie as skriftuurlik nie. Nou, het die persoon iets ervaar? Ja. En hier is waar die gevaar inkom. Voeg dit iets by die Bybel. As dit doen, verwerp ons dit, want jy mag nie meer nie. En hierdie mense wat nou hierdie nuwe inligting sien, word nou 'n gesagsbron. Hulle het 'n gesag nou ontvang, hulle het direkte woord gekry en dit moet nou verkondig word. Om jou 'n idee te gee, by die werk waar ek is, die een pasiënt het gekom, die eendag as 'n kind. En hy het gekom en hy het die einste boodskap ook oorgedra deur te sê hy was in die hemel gewees en Jesus het hom hierdie laat sien en Jesus het hom hierdie gesien en Jesus het vir hom gesê jy moet nou gaan om vir die mense te gaan vertel dat hulle homself moet bekeer en al die goeters en dadelik in my kop en dink ek dit kan wees dat die kind iets ondervind het. Maar ek het net vir hom gevra, is dit wat jy nou vir my gesê het reeds al in die Bybel? Sekere goeters is nie en ek kon dit verwerp. Al wat ek net vir hom gesê het, al wat ek net wil hê jy moet weet is dat wat gaan jy dan nou maak met hierdie boodskap? Gaan jy dit verkondig vir mense en sê wat jy ondervind het of gaan jy vir hulle vertel wat die Here in sy skrif reeds vir ons klaar vertel het? Want nou kom die mense en hulle sal sê ek het nou nuwe openbaring ontvang. En die mense wat die sensasie soek, is geneig om by daai mense te gaan stil staan en te sê ek weet van die Bybel, maar ek wil nou eers by jou hoor, wat het jy gesien? Jy weet, dis nie die vraag nie, die vraag is, wat het Christus gewys? Want enige visioen, enige openbaring wat gegee was in skrif, was nie gemik op die mens nie. Dis nie oor wat het jy gesien en hoe groen die lande was nie, dis wat oor Christus vir jou wou openbaar het, iets van homself. En dis hoekom ons dit verwerp, want daai goeters vul by die skrif. Ja. En as hulle kom met hulle stories en sê, maar dis nie regtig dit wat daar in die Bybel staan nie, dis heeltemal anders, verwerp jy die gesag van die skrif klaar, Ja. en jy stoor dit een kant. Ja. Ja. Die hoofvraag wat ons onsself moet vra is, hoekom sal God of Jesus dit nodig sien om 'n ou nou hemel toe te vat? Verstaan jy? En om terug te bring en goed te wys wat hy nou vir ons moet kommunikeer. Jy weet, hoekom sou Christus nie dit van die begin af van die Bybel gekommunikeer het? So presies soos jy sê. As daar 'n nuwe revelation is, dan moet ons dit verwerp, want die Bybel sê duidelik dat die kanon is volledig. Jy weet, dit is skrif alleen wat ons autoriteit is. En sê nou maar dit is iets wat klaar in die Bybel was, hoekom was dit nodig? Nou, een ding wat ek dink die charismatiese ouens sal sê in oppositie teen die is jy weet die krag van ons getuienis. Wat hierdie ouens sal sê, ons moet ons getuienis aan mense gee en hierdie is net sy spesiale getuienis vir die feit dat hy in die hemel was. Wat sal jy sê? Wat sou jou reaksie wees op daai lyn van soos argumentering wat hulle sal bring? Ek dink dat jy moet versigtig wees dat jou getuienis wat jy gee nie jou woorde laat hoor klink as wat reeds gevestig is in die skrif nie. Okay. Want die oomblik wanneer jy dit doen, dan kom sê jy, maar die Here het nou vir jou 'n apostel gemaak. Dis 'n autoriteitsfiguur wat deurgegee is. En dit maak dit moeilik. En op die ou einde van die dag is dit vat die fokus weg van Christus.
dit vat die fokus weg van die woord van die Here, want jy maak jouself nou die sentrale enetjie wat nou die boodskap ontvang het. Jy die unieke woord ontvang, so die mense moet nou vir jou luister, want jy is die enetjie wat die spesiale openbaring gekry het. En so ek dink daar is die maatstaaf rondom dit. Daar kan ander wees. Maar ek dink net soos jy moet baie versigtig wees as jy hierdie goeters verkondig dat jy nie hoor klink as die woord nie, want jy is nie. Ja. Want ek dink baie van hulle sal natuurlik, hulle dink soos hulle getuienis is dalk meer kragtig as om die skrif te gebruik. Want ek en jy verstaan ook, ons sal ook 'n getuienis gebruik in iets in ons lewe om mense by die Here uit te bring of mense meer van die woord te laat verstaan, maar dit is nie die gesagdraende goeders. Ek gaan nie begin as ek met iemand praat oor die Here begin met my getuienis nie. Jy hoor wat ek sê, ek gaan begin met die woord van God en sê hierdie is wat nodig is vir jou redding. Maar dit voel vir my, die charismatiese kerk doen dit eintlik baie anders te om. Dis eerste jou experience, dis eerste jou getuienis. En wie is dit dra waarde? Dis sentraal eintlik in meeste van hulle prediking. Dit sal nie expository preaching wees nie. Dit sal oor, kom ons vat 'n teksvers en kom ek deel my lewenservaring met julle en dis stories op storie. Dis storie op storie. Dis nie skrif ontleed nie, soos wat ons moet doen nie. Ons ontbloot die skriffe wat daar staan. Ek gaan nie 'n storie op 'n storie vertel en die mense het nie my stories nodig, hulle het die woord van die Here nodig. Nou, die probleem met dit is, omdat ek noem dit vat die fokus weg van Christus, is die skrif, die evangelie, die woord is klaar vir ons gegee en ons weet ons kan nie byvoeg nie, maar die skrif fokus op Christus se werk, sy nederigheid, sy kruisiging, sy dood, sy hemelvaart en ook wanneer hy weer gaan terugkom. Die skrif fokus op daai goed. Maar hierdie mense kom nou en die fokus gaan op die ervaring, dit gaan op die sensasie wat hulle ervaar het. Die vraag word dan gevra, waar plaas dit my eerder in die storie? Dit gaan nie oor waar ek gaan nie, dit gaan oor waar is Christus in hierdie storie. So die heeltemal draai wat hulle in die stories gee is, Christus word afgehaal en my ervaring word nou bo geplaas. So ja, Christus het gepraat, maar ek praat ook nou. En daar is die gevaar. Ja. Dis net so klein draai van die storie. Precies, en dit verander als. En ek dink baie van hierdie ouens weet dat hulle volgelinge is baie gullible. Ja. Wat is die mooi Afrikaanse woord vir dit? Gullible, hulle is Griet. Dankie, julle sal ons nou help daarso. Wat is dit? Dis al mooi woord. Hulle sê is liggelowig. Liggelowig. Naam het net gou vir ons daar gegoogel. Gullible is liggelowig. So, ek bedoel dit is net vir my soos die absolute stereotypiese charismatiese volgeling. Hulle is absoluut dit is asof hulle net enigiemand wat hulle sê hulle is 'n Christen, enigiets noem van Christendskap, hulle vreet dit so soetkoek op en sê dit moet waar wees. Terwyl meeste van hierdie goeders is bewys dat dit absoluut vervals is. Soos as jy gaan kyk hierdie Gabe se stelling, hy byvoorbeeld gesê hy het vir Moses gesien. En die een keer toe op 'n podcast is toe sê hy Moses is hierdie hy is so onseker van homself. Jy weet, hy het mos gehakkel en hy selfbeeldprobleem. Hy het 'n selfbeeldprobleem in die hemel nou al hierdie goeders. En op 'n ander podcast, waar is die verheerlikte liggaam? Waar is die ja, enigiets soos op 'n ander podcast toe sê hy's hierdie ou met die baard en hy het 'n byl en hy's 'n man en dan sit soos hy kontradikt homself. Verstaan jy, want hy maak die goeders op. Ja, dis die gevaar want elke persoon wat hierdie ondervindings gehad het, se storie stem nie ooreen nie. Want die waarheid gaan nie homself weerspreek nie, verstaan? Presies, ja. So dis hoe ek sê, as jy die waarheid praat, is dit maklik om jou storie te hou. Ja, jy bly net op die punt. As jy nonsens praat. Ja, jy bly net op die punt. Jy bly op die punt, en as jy daar is, dan gaan jy nie verdwaald raak nie. Ja. En dis moeilik om 'n leuen storie te onthou. Te onthou, presies, ja. En kom ek vat jou gou hierso 'n bietjie op 'n ander pad. So een ding wat hulle gesê het, meeste van hierdie hemelse toeriste, hel toeriste, een ding wat hulle 'n algemene ding is wat hulle sê is toe hulle in hierdie Akoma tyd was, het hulle uit hulle liggaam uitgegaan en na hulle self gekyk. Nou ek weet nie of jy enigstens al dit gebestudeer het nie, maar dis wat jy noem astral projection. En
Ons weet dit is soos 'n Dis okkulties, dis 'n dis okkultiese, satanies. dis 'n sataniese ding en 'n sataniese ding om so. Ek weet jy het al ooit die boek gelees He Came to Set the Captives Free nie. Chom, daai ding. Het jy hom? Nou, kom ek sê vir ek het daai ding gelees voordat ek enigsins meer soos in die nie gaan want ek was op 'n stadium volledig charismaties en toe lees ek daai boek voordat ek sal dit nou weer lees nie. Maar anyway, die vrou wat dit skryf, sy naam is Rebecca Brown en sy was een van die hoofsataniste in Amerika. Sy beskryf haar ervarings met die duiwel, met die Satan, wat sy sê dis soos die mooiste man wat sy al ooit gesien het en hoe sy met die Satan slaap. Al hierdie goeters. Verstaan jy, so sy was hoof satanis. En sy beskryf hierdie astral projection. En wat sy verduidelik, dit is wat hulle doen. Hulle sit in hulle kamer, verlaat hulle liggaam in 'n geesvorm en dan sweef hulle rond en ja. En dis net vir my okay, nou hierdie Rebecca Brown het éventueel tot bekering kom. Dis eintlik baie cool om te sien hoe dit gebeur het, maar soos dis net interessant op 'n side note. Soos aan die begin van daai boek sê hulle waarsku jou en sê moenie hierdie ding lees as jy nie geestelik reg is nie, want jy sal aangeval word. En dis soos ek kon nie daai boek klaar lees nie. Soos daar's heeltyd weird goed wat gebeur. Terwyl jy die boek lees, dan gaan die ligte af. Sulke goeters. Verstaan jy? Dis ek soos van okay, ek los dit nou maar. Is dit hoekom jy hom nie weer wil lees nie? Ja, dis soos genuine die Satan wil nie hê jy moet daai boek lees nie. Nou ek glo Christus beskerm ons teen al hierdie goeters, maar laat dit daar is en waar is. En ek is nie 'n ou wat 'n storie soos dit gaan opmaak nie, maar letterlik dis asof ek nie daai boek kon klaar lees nie. En baie keer raak ek ook moeg vir geen rede as jy daai boek lees. Maar in elk geval die wat ek gelees het, éventueel het sy tot bekering gekom en wat sy net gesê het soos die krag van Christus is soveel meer as die Satan se krag in enige manier. Maar waarby ek wil uitkom is hier jy 'n vrou wat 'n hoofsatanis was wat hierdie gebruik beskryf van hoe sy uit haar liggaam uit was en sien hoe haar liggaam haar lê en dan rond sweef, jy weet, en mense besoek en allerlei sulke nonsens. En nou weer eens, ek is nie bewus van enige ding in die skrif waar Moses sy liggaam verlaat het, rondgesweef het. Verstaan jy? Dit kom nie van die Bybel af nie. Ek weet in Joodse tradisies het hulle, as jy gaan kyk na die gedeelte met Lazarus, nou in hulle tradisies het hulle geglo dat as die persoon nou sou doodgaan, sou hy sy liggaam dalk net sweef bo hom. Enige tyd na 3 dae moet die werk van God wees. Hoekom was Christus laat gewees? Want is net 'n werk van God wat hom uit die dood uit kon opstaan. Dis wat die Jode opstaan. geglo. Hulle het dit in daai tyd geglo. So Dis soos seker die mystical ja, Jode, né? so jy het daai aspekte gehad van mense wat dit geglo het, maar dis nie regtig bevestig nie. Dis nou maar jy het nou maar net op 'n limp gegaan met hom. Ja. Maar bedoel bevestig, dit is nou soos die soos ek sê die mystical Jode. Dis nie soos Jode wat regtig standvastig was. Ja, hulle het dit daai tyd geglo. Ek meen dit was as 'n kultuur. Ja, ek sal nie noodwendig sê dit was 'n kultuur nie, maar dit was een van die goeters wat van hulle geglo het. So die feit dat Christus wel laat was om vir hulle ook te demonstreer vir dies wat dit nou sou glo. Dat daar sekerheid is. Dis sekerheid hierdie is 'n werk van God. Ja. So ons het daai maat. Nou, ons stem saam, dis nie in die skrif. Daar's nie iets in die skrif van hierdie. Daar's nie waarvan ek weet van hierdie nie. 3 dae sweef Ja. oor jou liggaam goed. Nee, ons het nie daai sekerheid ja. wat ek van weet nie. Maar ek dink hulle is op 'n baie gevaarlike terrein as hulle kom en sê ek was buite my liggaam. Waarmee het jy jouself besig gehou? Hoe het jy geweet van hierdie ondervindings? Jy weet, so het jy dalk gaan rondkrap waar jy nie moet nie, dat jy nou ewe skielik hierdie ervaring gehad het. En ek wonder baie keer, dis dalk nou maar net my stoute kant wat nou dink baie van hierdie mense as hulle nou in hierdie ongelukke kom of nou vir 'n prosedure moet gaan, dink hulle soos, moet ek hierdie storie vertel na die tyd? Want as jy hulle direk na die tyd vra, ja, hulle is so op het met daai storie, dan vra hulle 'n week na die tyd oor dieselfde storie, dan begin daai storie te verander. Verstaan, so mense is maar bietjie skepties oor hulle goedjies. En ek admireer Paulus in daai aspek, dat toe hy in die derde hemel was, ek meen, hy het goed gesien, maar hy het nie daaroor geskryf nie. Ja. Hy was baie selektief op sy woorde, toe hy was bang om haar te skryf. Hy was bang om te sê wat hy gesien het. En die enigste een wie ons weet wat iets kon geskryf het, was Johannes gewees in Openbaring. En hy het self nie eers hy die tipe beskrywing soos die see wat soos glas lyk, jy weet, soos die strate van goud. Ek meen, dis net ondenkbaar in ons menslikheid. Verstaan?
En ek dink nie noodwendig hulle besef die skade wat hulle maak om te sê soos ons kan ek het hierdie ding gesien in die hemel, ek het hierdie ding gesien. Wanneer jy kyk na die teks, veral Esegiel, Jesaja, Johannes, as hulle hierdie visioene gehad het, hierdie drome, op wie was die fokus gewees? Is op God, ons Christus. Ja. En jy wat nou veral Openbaring deurgaan, deur Jesus Christus of die engel wat kommunikeer sê, kyk na die, en kyk, ek het gesien. Verstaan, so, die fokus het dadelik gedraai, hiersoos waar ek nou moet op fokus. Die fokus was nie op my eie, ek kon self kyk, ek kon self loop, ek kon self observeer nie. Jy het nie daai beheer nie. Die skrif maak dit ook duidelik dat jy het nie daai speelruimte gehad om net te gaan hardloop in die hemel, Ja. waar jy wil wees. Ja, en baie van hierdie ouens se beskrywings is baie vaag. Jy weet amper asof hulle sien deur 'n wolk tipe ding en die beskrywings wat ons het in Openbaring, alhoewel baie van dit is sê nou maar beelde en goeders wat ons nie nou verstaan noodwendig nie, is dit duidelik wat Johannes gesien het. Verstaan, hy het nie twyfel gehad oor die goed wat die Here vir hom geopenbaar het nie. Maar ek dink die ander ding wat hierdie ook my aan laat dink is, mens moet 'n bietjie praat oor soos wat mens verstaan rondom die hemel, die hel, jy weet die doderyk, die paradys, al hierdie verskillende konsepte en vir onsself vra, want ek weet nie presies wat jou siening van die hemel op die oomblik nie. So as ek vir jou kan sê, my siening is meer, ek dink die nuwe Jerusalem is die hemel waarvan die Bybel hoofsaaklik praat, waar ons almal gaan wees. En niemand is nou in die nuwe Jerusalem nie. Ons beskou dit as hulle is nou eers in die paradys. Ja, soos 'n temporêre hoop. Ja, en dies wat in die hel is by Hades. Dis Hades en Sheol. Ja. Ja, Gehenna is die ewige hel. As ons gaan kyk in Openbaring, want dit praat van die poel van vuur, die lake of fire, dis Gehenna. Dit is die ewige hel waar mens gaan brand vir ewig. En die nuwe Jerusalem is die hemel, soos meeste mense dit verstaan. So my punt wat ek wil maak is, hierdie ouens claim, hulle sien vir Moses of jy weet, Paulus of van die Bybelse karakters in die hemel, maar Bybels gesproke kan ek dit nie sien nie, want daar is nog nie die hemel soos ons dit verstaan is die nuwe Jerusalem. Hulle is nou dalk in die temporêre houplek, soos jy sê die paradys of die doderyk, wat jy nou kan sien as soos die slegte temporêre houplek. Maar ek weet dit is nou nie ouens verskil teologies daaroor, maar ek dink is duidelik dat hy sê, dis interessant dat die ou wat langs Jesus gekruisig was, wat hy van gesê het, vandag sê jy saam met my in die paradys wees. Hy praat nie van die hemel nie. Ek dink is onomate is die Griekse woord vir hemel. Dis nie die woord wat daar gebruik word. Ek dink ook baie aan die gelykenis van Lazarus en die ryk man. Ja. Jy weet, hy was in die hel gewees, Ja. en hy het gevra soos, dat ek teruggaan aan my broers vertel soos, hulle die wet van Moses, as hulle die wet van Moses nie eers gaan nakom of luister nie, wat laat jou dink hulle gaan vir jou luister? Ja. Verstaan, dis nogal scary. Maar En op dit is, hy was heeltemal kognitief by. Nee, hy het elke ding gevoel, hy was bewus van sy mense wat nog op die aarde was. Dis nie net soos 'n geestelike, spirituele, jy sweef daar nie. Hy was heeltemal by sy verstaan. Dit is 'n scary ja, en dis daai, gedagte. jy sal elke ding onthou, jy weet, die geleenthede wat jy gehad het, dit gaan verby jou hardloop. Ja. Ek dink dis baie hartseer, want hierdie mense, ek dink die ou Bill Wise was die ou wat 'n paar minute in die hel was. Ja, is dit nie daai 23 minutes? 23 minutes in die hel. Ja. En ek het na sy getuienis geluister, maar dit is nou 'n klompie jaar terug, so ek kan dalk nou 'n bietjie onder korreksie praat, maar die eerste ding wat hy sy vrou gevra het is, kan hy 'n slukkie water kry? Verstaan, hy's dors. En dan dink ek nou weer aan daai ryk man, so dat hy net die vingerpunt nat maak, jy weet, so. Ja. Ek dink nie die Here sal jou in die hel gooi vir 'n ewige straf en terugtrek en sê, okay, jy het nou 'n tweede kans nie. Dit maak dit Is dit moeilik. wat Bill Wise geclaim het? Nee, dis nie wat hy geclaim het, maar die idee daarvan dat jy is nou in 'n plek van ewige straf in. Daar's nie 'n terugdraai kans nie, maar die Here besluit, okay, ek gaan jou nou weer uit die dood uit oprig
en nou moet jy vir die mense gaan vertel wat jy gesien het en jy gaan die volgende keer dan in die hemel geplaas word. Soos dis asof God nie regverdig is in sy oordeel nie. Ja. En dat hy net genade betoon teenoor sekere mense, soos okay, ek sien jy was 'n goddelose persoon, maar ek gaan jou nou net wakker maak. Nou kan jy vir die mense gaan vertel. Ek meen hy weet al klaar wie hom gaan kies en wie nie. So nou trek hy hom na hierdie kant toe en sê okay, nou vertel hierdie mense en gaan vertel nou die goeie nuus van wat jy nou gesien het. En Bill Wise het natuurlik baie skrif gebruik om sy standpunte te maak. Maar op die ou einde van die dag is dit net soos dit was jou ondervinding. Dit's nie jy was daar gewees nie, dit was 'n droom gewees want hy het wakker geword. Hy was nie dood nie. Hy het geslaap. So jy doen kry drome. Jy doen kry goeters wat jy sien. Maar dis nie te sê dit was waar gewees nie. Ja, nou laat dit actually die hemel is. Ja, Dis dalk dit jou gedagtes wat Ja. So dis hoekom ons ek gevra het aan die begin. Jou agtergrond kan nogals redelik baie goeters wys. Daar's Hindoes wat Hindoe agtergrond kry. Daar's mense wat in astrologie glo en hulle kry drome daaroor. Verstaan, so jy kan nie net sê dit is 'n feit dat dit regtig so is as gevolg van net 'n droom nie. Ja. En weens daar is van hulle wat dalk nie leenaars is nie. Hulle het regtig hierdie goeters gesien en hulle het geïnterpreteer as die hemel of die hel. En die een ding is net wat baie van die charismatiese ouens sal sê is hulle sal sê byvoorbeeld hierdie Gabe ou gaan nou klomp mense na die Here toe lei. Jy weet, wat sê jy? Wat maak ons met daai inligting? Wat maak ons met mense? Want eintlik bedoel daar's charismatiese kerke wat mense na die Here toe lei regardless van al hulle slegte doktrine. Soos ek bedoel, ek het onlangs ook daai video gemaak oor Ad Boshoff wat ek gepraat het oor sy preek wat hy gehad het op Paasfees wat regtig wat hy daar gesê het. Ek dink nie daar's een Christen wat kan stry daarmee nie. Verstaan jy? Nou, soveel van die ander goeters is bad. Jy weet, soveel van die ander maniere wat hulle kerkstruktuur opgestel is. Jy weet, en wat daar nie accountability op Ad is nie, en wat daar nie, jy weet, hy aanhou in hierdie bediening sonder dat jy weet terwyl hy geskei is, alles van daai, daar's soveel wat sleg is, maar wat die ouens gaan sê is, kyk, iets soos daai preek gemaak dat mense by die Here uitkom. En wat maak ons met dit? Wel, mense wys hulle maar net na die skrif toe. Dis al wat ons kan doen. Want die skrif is die finale autoriteit. So die Here het nie gesê geseënd is die wat sensasie soek nie. Hy het gesê geseënd is die wat my woord bewaar en my liefhet. Dit is wat hy gesê het, jy's geseënd as jy dit doen. Maar as jy meer afhanklik is van jou sensasie, dan moet daai mense in liefde oortuig deur te sê, maar dit staan nie in die skrif nie, en jy kan nie dit byvoeg nie. So ons oortuig hulle, en ons dra dit oor aan hulle, maar ons bid dat die Here in hulle harte sal werk, want die Heilige Gees doen die oortuigwerk. Jy gaan op tyd moet begin besef, soos is dit wat die ou gesê het waar. Daar's 'n kind, ek dink hy het heaven is for real. Daai ouetjie het hierdie drome ook gehad. Hy was ook in die hemel gewees. En sy pa het hom aangehits om hierdie storie te skryf en hulle het na die tyd erken dat sekere goeders was bygelaas en dat dit nie noodwendig waar was nie. Verstaan dat die kind dit sê en die pa het net gesê nee, kom ons gaan aan, ons verkoop hierdie goeder. So wat jy sê is ons weet redding en jy weet die goeie vrug is altyd gewerk deur Christus. En die punt wat ons maak is dat alhoewel hierdie mense al baie keer goeie vrug, want daar gaan hier en daar goeie vrug uit hierdie kom. Verstaan, ek en jy moet dit acknowledge. Verstaan, daar is mense wat Gabe se storie gaan hoor en waarlik tot bekering kom. En dan gaan daai ouens vir ons sê, dan gaan die charismatiese ouens vir ons sê, maar luister, wat is die probleem? Al het hierdie ou gelieg, al het hy al hierdie goeders opgemaak, is nog steeds mense wat by die Here uitkom. En ek dink aan Robin Hood. Jy weet, alhoewel hy gesteel het en vir die arme mense die goed gegee het, hy bly 'n dief. Ja. Dit klink nice, maar die crux van die verhaal is hy's nog steeds 'n dief. Nee, ek stem 100% saam. En ek dink dit is goed dat Gabe hierdie gedoen het nie. Ek dink dit is goed dat hierdie ouens gelieg het hieroor nie. Die ding is, want dit is op die internet en dit gaan altyd daar bly en dit gaan altyd skade bring. Want ek dink wat mense ook moet besef, alhoewel al 'n paar mense is wat dalk by die Here uitkom deur hierdie op 'n of ander manier, is daar weer 'n klomp mense wat hierdie nonsens identifiseer en hulle rug op die Here draai vir goed.
oor hierdie leuns om te sê maar luister, kyk wat het julle gedoen. Ek probeer net sê is die verskoning dat daar 'n paar goeie vrug uit 'n slegte situasie kom, uit 'n leuen kom, justify nie dat ons hierdie goeders kan doen nie. Want ek dink die oorgrootste meerderheid van hierdie is negatief. En daarom moet dit stop. Daarom ons kan nie omdat daar 1 of 2 ouens is wat dalk na die Here toe gekom het, sê ons kan hierdie hele ding doen nie. En natuurlik, daai 1 of 2 ouens wat by die Here kom, sou dit gedoen het deur 'n ander kerk dan wat hulle gaan sien, maar luister, ek kan nie hierdie ou volg nie. Jy weet, dit is nie direk as gevolg van hierdie ou se invloed en aanhoudende invloed wat hulle by die Here uitkom nie. As maak dit sin? Verstaan jy hoor wat ek sê? Ek dink, jy weet, veral omdat ons weet deur die verkondiging van die evangelie, jy weet in die hoor van die evangelie, kan mense tot redding kom. 'n Persoon kan 'n getuienis gee, maar dis nie die evangelie nie. Verstaan jy? Mense moet baie mooi onthou dat al praat Gabe, al praat enige persoon wat nou al die hemel gesien het, hoe goed daarvan. Dis nie die evangelie nie en dit moet gemeet word aan die skrif. Die oomblik wanneer dit iets byvoeg wat die skrif nie vir ons duidelikheid gegee het nie, verwerp ons. Yes. Die oomblik wanneer dit iets wegvat wat in die skrif staan, verwerp ons ook, want jy het nou aan die woord van die Here uitgehaal. Ja. En ons weet natuurlik in Openbaring sê as jy iets uithaal, word jou naam uit die boek van die lewe uitgehaal. Ja. En dis groot skade. En ek dink nie hulle besef die implikasies en die ewige gewig van skade wat hulle gaan bring vir die evangelie nie. En kan jy dink soos wat se vlak van agterbaks met jou eintlik. Nou kom ons sê hierdie ouens het dit regtig opgemaak. En ek wil soos Gabe se storie is dis duidelik dat hy gejok het. Ek bedoel daar's geen twyfel oor. Ja, sy goed maak nie sin nie. Dit maak nie sin nie. Dit stem nie ooreen. Contradictory en al. Maar kan jy dink hoe erg is dit as jy op so 'n platform klim en jy gebruik basies Christus se naam om geld te maak? Verstaan jy? Soos jy slander die Here, jy sê al hierdie leuns van wat in die hemel aangaan en goeters sodat jy geld kan maak vir jouself. Soos ek dink dit is van die hoogs goeters wat jy kan doen as 'n mens. Ja, veral as jy kyk van die agtergrond van waar hy kom met Kenneth Copeland. Jy weet, geld is vir daai mense alles. Dis vir hulle alles. Dit vir Kenneth Copeland. Hulle sal hulle ewige toestand verloor net om hulle lewe hierso te geniet. En ek dis bedoel, hartseer. Justin Peters het vir hom stryd gevra, dink ek Kenneth Copeland is 'n false teacher en hy wou dit nie antwoord nie. hy het so om dit gedodge en dit gelos en dis ook vir my altyd baie telling van iemand se karakter en hoe goed iemand in die Here is as jy nie willing is om false teachers uit te wys en as jy pragmaties, is jy net besig om mense se ore te streel en dan is jy besig om jou eie agenda te dryf. Dit is net vir my so duidelik, want ek bedoel obviously om 'n false teacher uit te wys is nie lekker om dit te doen altyd. Verstaan jy, dit is soos jy weet, daar gaan altyd mense wees wat jy weet wat hierdie ou love en wat gaan backlash gee en maar ons word gesê om dit te doen. Ek bedoel die Bybel sê vir ons oor en oor, elke boek in die Nuwe Testament, behalwe Filemon, sê vir ons om dit te doen en hoe om dit te doen. So dit is deel en dis altyd telling van hierdie charismatiese ouens wat hulle sal nooit willing wees om 'n valse profeet uit te wys. En as dit so soos as Kenneth Copeland nie 'n valse profeet is niemand nie. Soos soos Justin Peters sê, die term het geen betekenis. Want hy is so duidelike valse profeet en hy is nie willing om hom uit te wys nie. Ek dink is 'n plek vir omdat hy weet Gabe nou, as ek nou oor hom kan praat daarso hy's in dieselfde kring, hy's heel moontlik aan hande saam met Kenneth Copeland. Kenneth Copeland kon hom dalk gehelp het, ek sê nie dit is so nie. Ja. Want hulle almal praat dieselfde taal, hulle redenering is presies dieselfde. En so vir Gabe om nou te gaan sê, ja, Kenneth Copeland is 'n valse leraar, of 'n gaan Gabe meer skade gekry het in sy finansiële sak en hy sou nie die ondersteuning gekry het nie. Maar hy sou van die konservatiewe kant dalk bietjie applaus gekry het. Maar aan die ander kant ook, as hy nog steeds voortgegaan het met sy storie, sal hy die krediet nog steeds verloor in verband met dit. As ons luister na die skrif, weet ons dis 'n plek wat nou vir ons besig is om, die hemel is 'n plek wat nou vir ons voorberei word. Jy weet so, baie mense dan sê dan hulle die eindproduk gesien, maar dit gaan buite ons verstand wees. Ons gaan dit nie kan beskryf nie. En dit was reeds Paulus se ding, dis onbeskryflik gewees. Hy kon dit nie beskryf nie. En hierdie mense het die arrogansie om te kan sê, kom ek sê vir julle wat daar is. En dan luister jy na dit en sê eintlik, dis so teleurstellend eintlik, want dit klink nie of dit regtig
dan so indrukwekkend is nie. Maar ons vertrou die woord van die Here wat vir ons genoeg is, dat dit gaan ver bo ons verstand wees, dat dit iets is wat ons asem sal wegslaan. Ja. En dis goed dat ons nie nou weet hoe dit lyk nie, want hy is besig om vir ons die plek voor te berei. En voor te berei van sy ascension af. Wat 'n ongelooflike gedagte is. as Van ons sy hemelvaart. as ons nou kom en sê ja, ek het al die eindproduk gesien. Well, lucky you, maar ek kan vir jou sê dit gaan nog beter wees as wat jy gesien het. En dat dit heeltyd gekoppel word aan wêreldse standaard goed. Dit maak dit moeilik, Ja. want dit gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. Ja, verseker. En ek dink net ook dis baie telling ook om te sien wat se YouTubers en wat se platforms sal vir Gabe op hê en hom ondersteun in dit. Soos ek dink dit sê iets van die karakter van haar YouTube kanaal en weet waar hulle staan teologies. Ja, ek kyk na Justin Peters en Jim Osman toe hulle met Gabe gepraat het. Hulle het nie daar gekom en gesê soos ons gaan 'n handjie saam vas Glad nie. nie. Ons het 'n saak hierso Dit was en om te kritiseer. ons wil by jou hoor. Ja. Wat het jy gesien en kan ons jou vra daaroor? Jy weet dat Gabe het vir Justin Peter en vir Jim Osman geblok. Ja. Na die tyd. Kan niks Ja. met hom nou kommunikeer nie. En ek meen as jy sê jy's oop vir gesprekke, jy's oop om te kan antwoord op dit wat jy gesien het en net om na die tyd die persone te blok, dit sê nogals ietsie. Hulle het jou in 'n hoek vasgedruk en hulle het op die waarheid op neergekom en nou die enigste maklikste manier is kom ek blok hulle uit. Ek gaan nie meer hulle goed sien nie. Ek gaan nie meer terugvoering van hulle kant af hoor nie. Ja. Weet ek dink is 'n vrees want jou reputasie kry skade. Verseker, ja. En ek dink dis maar nie die hele probleem. Jy weet, die hele ding is 'n mindset van om die groter, beter experience te hê, die beter storie te hê. Jy weet, iets moet meer extravagant wees as die vorige ding wat ons gedoen het. En as ons nie dit kan doen nie, dan is die Heilige Gees nie betrokke nie, dan is God nie betrokke nie, en dan kry ons nie mense se aandag nie. En dis net so, dis ook ek bedoel, hierdie goeters absoluut niks vir my doen nie. Dis 'n hartprobleem. Ja, dis 'n hard probleem, ja. Want ek bedoel as jy weet wat die skrif is wat Christus vir in die kruis gedoen het, dan is jy soos jy's kontent daarmee. Verstaan, ek en jy soek nie hierdie massa, jy weet, mense wat genees word of hierdie massa mense wat hierdie ongelooflike ding. Great as dit gebeur, ek sou soos wees van amen. Dis is Precies. die ultimate. Ek dink ook veral as jy gaan loer na stilte tyd en prediking in kerke. Baie keer sal stilte tye net oppervlakkig wees. Soos kom ek lees net vinnig 'n stukkie, kom ek sluit af met gebed en kom ek gaan. Dis nie inneem nie. Jy raak nie in verwondering met die Here nie. Jy's besig om net 'n stukkie te lees om jou dalk te sê jy het jou gewete gesus om te sê ek het nou daarom tyd spandeer met die Here, maar jy het dit afgejaag. So jy raak nie verlief, jy raak nie lief vir die Here in sy woord nie, want is vir jou afgejaag. Hy's nie 'n prioriteit in baie mense kom en sê vandag ek gaan hierdie tyd vir hom gee. Hy verdien al jou tyd. Alles behoort aan hom. Hoe durf jy hom net in 'n stukkie sit? Dis hoekom maar die skrif vir ons sê in alles wat ons doen. In alles wat ons doen, of ons eet, of ons slaap, of ietsie drink, of wat ook al die geval, doen dit tot eer van die Here. Nie net in jou oggendstilte tye nie. Verstaan, man, en dis waarop ek wil neerkom. Wanneer jy regtig die Here soek, gaan jy hom kry in sy skrif. En jy gaan op nuggets goud uitkom. Jy gaan nou op die volledige skatkis uitkom, maar jy gaan hierdie goedjies kry en jy gaan so opgewonde raak vir dit. Maar die mense wat nie die Here regtig as die belangrikheid ag in die skrif nie, sal val vir die sensasies, want Presies, ja. ek hou nie van lees nie. Dit klink te oudtyds in die Bybel. Die mense wat preek is net te styf. Ek soek nuwe goed. Ek soek mense wat ondervinding het in die sin van jy was by die hemel. Ek wil hoor wat jy gesien het. Ja. En ongelukkig dis 'n hartprobleem, want jy soek nie die Here nie. Jy soek jou oorgestreel. Ja, exactly, ja. En ek dink op die einde van die dag moet ons sê, die ouens wat hierdie tipe goeders doen en najaag, moet ons vra as hulle regtig wedergebore. Ja. Dis vir my die skokkende ding van hierdie hele ding. Jy weet, as jy Het jy jou wedergebore eerste liefde verlaat? Ja. Daai is jou eerste liefde, die Here vir wie jy alles voorgegee het jy begin aandag verloor teenoor hom.
het jy nie meer 'n liefde om hom te gaan soek nie. Het jy nie meer 'n liefde om te sê soos, Here, U is alles vir my nie. Of is dit nou van, okay, ja, U is nice, maar ek soek hierdie. Ek soek nou ander kos. Ek soek nie meer die brood van die lewe nie. Ek soek nou pudding. Ek soek hierdie goed. En dis gewoonlik as dit gaan nou dalk 'n bietjie 'n ander 'n noot vat, maar gewoonlik hierdie mense is die mense wat stories skryf soos The Shack. Ja, Jy weet, mense dink soos Presies. hierdie is als. ja. En dan is dit so ver van die skrif af. Jy weet dat mense hulle geloof in daai stories in plaas ek Ja, het die Here presies. daar ontmoet. Ek hoop dis die regte Here wat jy ontmoet het en jy gaan soek hom in die skrif en nie in die storieboek nie. En presies, dis dit hoeveel dink jy Christene, veral in die charismatiese kerk, kan vir jou die teologiese issues uitwys in iets soos The Shack. Verstaan, hulle is nie opgelei om dit te doen nie. Want ek het al gesien, as jy gaan kyk byvoorbeeld na Kenneth Copeland preek, hierdie goeie soos ons gesê het, dis alles net stories. Dis baie min skrif. Hulle sal die skrif gebruik om hulle opinie en hulle argumente ondersteun as dit nodig is, maar nie om vir mense actually te leer wat daar staan nie. En dis ook wat so belangrik vir ons is, wat ons moet almal kan sien, identifiseer en net logies verstaan, is mense se opinies en se gebeurtenisse en se getuienisse is alles net subjektief. Verstaan, en dit kan dalk waardevol wees. Ek sê nie dis nooit nie waardevol nie, maar wat ons moet verstaan is, die objektiewe skrif wat ons glo is die woord van God, is direk God wat met jou praat. En dit is ge-elevate baie hoër, dis baie meer waardevol as enige iets wat iemand vir jou as 'n storie of enigiets kan vertel. En ons moet ons mekaar se getuienisse deel om mense te kry om vir Christus te volg en te motiveer deur die goeders wat jy doen, maar soveel meer boonop dit is dat ons met die skrif verstaan, vir mense gee, en dit is genoeg. Op die einde van die dag moet ons vra, hoekom het ons Gabe se hele hemelse toerisme storie nodig, as die skrif vir ons genoeg is, volledig is, en dit is vir ons die totale omvang van wat ons Christen geloof behoort te hê, en wat ons behoort te weet oor die hemel. Ek is heeltemal tevrede daarmee, dat wat ek weet van die hemel is wat in die skrif staan. Ek het nie nodig om te weet hoe dit lyk daar nie. Ek het nie nodig om te weet, jy weet, daar's bome en daar's strate van goud en daar's al hierdie goeters. Dis soos, dit gaan vir my genoeg wees om net te sien wie is my redder. Om daar te kan staan en sê, hierdie is waarvoor ek vasgebyt het my hele lewe. Verstaan, dis waarvoor ons gewerk het, dis waarvoor ons 'n YouTube channel gemaak het, dis waarvoor ons mense probeer by die Here uitkry het, want ons gaan eendag die mens sien wat vir ons aan die kruis gesterf het en wie ons redder is. Dit is dit nie vir jou, Ja. wat meer soek jy as dit? Ja, hy is genoeg. Hy's regtig genoeg. Ek wil Justin Pieter se woorde net gebruik. Hy kry die krediet vir die. Ek het nie nodig vir 'n persoon om vir my te sê hoe lyk die hemel nie, want die skrif sê dit klaar. Ek het nie nodig vir iemand wat 'n droom gehad het oor Jesus om vir my te vertel van hom, en die skrif vertel vir my klaar wie hy is. Die skrif is regtig voldoende vir onderrig, Ja. teregwysing. En ons kan onsself troos dat die skrif is vir ons genoeg. Maar ek het jou nou 'n vraag. Wat doen ons? Wat doen jy? Wat doen ons gehoor as iemand na ons toe kom en sê, maar werk die Here nie nog vandag deur drome nie? Dis een van sy maniere hoe hy openbaar aan ons. Hy werk nog deur drome. Hulle gaan natuurlik sê, maar die Here doen werk met ons deur drome. Hoe kan ons nou sê dis vals? So ek dink die hoofteks wat ouens sal verwys na dit is Handelinge 2. Nee, dis die deel wat jy ook seker hoofsaaklik van praat. Dat hy sê, your sons and your daughters will prophesy and see visions, dream dreams. Daai deel. Nou, ek dink mense moet mooi daai in konteks lees. Ek dink daai praat dalk spesifiek van die toekomstige tribulation periode, want hy praat ook daar van die sun and moon wat gedaken word. Maar hierdie is 'n ons weet God het sy maniere hoe hy homself openbaar. Ja, so kom ek sê vir jou so, ek dink net eerstens, want meeste ouens gaan na die teks verwys na Handelinge 2. So ek dink net daai teks praat veral van 'n toekomstige periode van tyd. Maar kom ons veronderstel dit is vir nou. En daar is visioene en drome. Waarvoor ons moet versigtig wees, is God kan vir jou dalk in 'n visioen praat, maar hoe gaan jy staat maak op die manier wat jy dit interpreteer? Verstaan jy wat ek sê? So, net 'n cool ding soos my vrou het 'n droom gehad, haar pa is oorlede. 'n Droom gehad dat haar pa na toe gekom het en vir haar gesê het, dit soos ek paraphrase dit nou, maar wat sy by na toe gekom het gesê, moenie geld so ernstig opneem nie. Verstaan jy? En net iets soos dit is ons nou by die 'n skriftuurlike ding.
Verstaan jy? So ek dink so iets kan al wees dat die Here in 'n manier met jou wil kommunikeer wat klaar Bybels is en net vir jou 'n punt highlight wat jy dalk nie na so goed gekyk het nie en dit deel maak van jou lewe. So 'n droom soos dit, great, ek dink is klaar skrif, dis eintlik net 'n skrif wat bevestig word. Elke iemand wat sê net maar vir jou 'n woord bring en vir jou 'n woord bring wat skrif is. Prys die Here. Maar enigiets van dit wat buite skrif is, sal ek baie versigtig wees om dit te interpreteer. Soos wat die charismatiese ouens doen, is hulle sê ek het gedroom, hier's 'n emmer met 3 bakke water en daar's 'n vuur wat brand en dan kom hulle vorentoe in die kerk en sê wat hierdie simboliseer is, jy weet, die emmers is 3 ander gemeentes wat na ons toe gaan kom en ons gaan 'n vuur maak onder hulle en hulle gaan loop. Verstaan jy, soos die interpretasie waarop sit is baie gevaarlik. So dit sal my ding wees. Ek dink die Here kan met ons praat in drome. In plaas van hierdie ouens, hierdie moslems wat Christus na toe gekom het in 'n droom, hulle tot bekering gekom. Iets soos dit klink bonatuurlik en is duidelik dan dat die Here met hulle gepraat het op daai manier. So ek sien toe tot daai idee nie, maar ek dink hoofsaaklik moet ons baie versigtig wees vir dit. Ja, ek dink ook mense moet baie versigtig wees vir die drome wat jy kry want die Satan maak homself as 'n engel van die lig. So en dis hoekom die skrif ook sê toets ook elke gees. Ja. Of dit van God afkom of nie. So wanneer jy terugsit en dink soos hierdie droom, het dit van die Here afgekom? Hoe weet ek of dit van die Here afkom? Dit sal bevestig word in die skrif. As dit nie uit die skrif uitkom nie, dan kan ek dit nie aanneem nie. Ja. Ja, great. Thanks Normie. Ek weet jy is al iets wat jy nog wil sê nie. Hierdie was vir my baie lekker. Ja, dit was ek lekker. Dink, dis insiggewend, dis 'n belangrike onderwerp om op te praat. Dis nie net oor die hemelse toeriste nie, maar dit gaan oor hierdie hele half mystieke ideologie wat gekweek word in die charismatiese kerk en ons wil mense net waak teen. Dis nie, ons het nie iets teen die charismatiese kerk omdat ons net 'n act het om te grind en jy weet iemand wil uitwys nie. Ons dink net genuine hierdie goeters is nie wat ons vind in skrif nie. En dit is die rede hoekom ons dit uitwys en mense wil help teen. Ons hooffokus is om die liggaam van Christus te groei en niks anders nie.